Kan julle nog onthou? Daar was 'n tyd so sêding gewees. Ons lyk so lekker, want ons eet so lekker. Onthou julle dit? Nou, ek het vanmôre ietsie wat dieselfde wyse het. Ons kla so maklik, want ons vergeet so maklik. Ons kla so maklik, want ons vergeet so maklik. As 'n mens die geskiedenis van Israel lees, en al die stories van Israel in Exodus, toe hulle nou uit Egipte land verlos is, en uit Egipte land getrek het op pad na die beloofde land toe. As ek dit lees, en sien, hoe dat die mense van Israel elke keer oor absoluut alles denkbaar kla, staan ek verstom. Partykeer is dit regtig daai ene van, okay, jy weet, hoe nou? Ek verstaan nie mooi nie. Want as jy dan nou 'n klomp morpotte wil hoor, dan is dit nou Israel, terwyl hulle deur Egipte trek. Daar's net een groep mense wat die Israeliete gewen het met kla en mor, en dis die Suid-Afrikaners. Amen. Amen. Okay. Maar 'n mens staan verstom as 'n mens lees die een hoofstuk na die ander hoofstuk, en jy lees en jy sien hoe dat die volk Israel absoluut oor alles en met alles fout vind en kla. En as dit half die vraag wat hier binne in my hart opspring, en wat ek vra, okay, hoe is dit dat hulle so onkundig, so dom en so vergeetachtig kan wees, en nie die wonders en die tekens vir 'n oomblik kan onthou, wat die Here tot dan toe vir hulle gedoen het, elke keer as hulle in 'n moeilike situasie was. Dis al vir my, die Here doen 'n bonatuurlike werk. 2 minute later onthou Israel niks van dit nie, en jy hoor, hulle kla, en hulle murmureer, en hulle is ontevrede. Soos ek sê, die enigste mense wat ek weet, meer doen as die Israeliete is die Suid-Afrikaners. Okay. Veral 'n sekere groep Suid-Afrikaners. Ek sien julle skud kop, julle is net nie saam met my. Okay. Jy is welkom om te verskil. Maar dink 'n bietjie. Die God van die hele skepping het so pas die magtigste man op die aarde rondgegooi soos 'n blaartjie in 'n warrelwind. Want op daardie stadium was die koning van Egipte, die Farao, was die magtigste heerser in die destydse wêreld. En as jy kyk na die pla en die hele episode van hoe Israel uit Egipte getrek het, die weermag van die Egiptenare wat verdrink het in die Rooi See, dan wil ek jou sê, dis die magtigste man, word soos 'n blaartjie in 'n warrelwind rondgeskarrel, en hy kon, die Farao kon niks daaraan doen. Dit het met hom en sy mense gebeur. 'n volk van slawe, en hulle God het hom en sy volk in 'n totale gemors gelaat. En dit wat gebeur het, het deur die wêreld bekend geword, sodat al die ander mense in vrees geleef het vir die Israeliete. Want onthou, die res van die wêreld het gehoor van die 10 pla wat in Egipte gebeur het. En dat 'n man wat deur God aangestel is, elke keer vir Farao gesê het, luister, jy moet my mense laat trek, as jy my mense nie laat trek nie, gaan daar iets vreesliks met jou gebeur. En dan weet hulle elke ding wat gebeur. En hulle het gehoor van die laaste van die 10 pla, van die eerstgeborene van alle mense en diere wat gesterf het, en hoe verskriklik dit was.
En hulle het gehoor van hoe dat hierdie klomp mense toe uit die land uittrek en met die Rooi See gekom het, en hoe dat die Here die Rooi See oopgemaak het, sodat hulle droogvoet daardeur kon stap, 1,2 miljoen mense, met hulle beeste en hulle skape, en hulle waans en whatever hulle het, en net nadat dit toe die Egiptiese leermag met hulle strydwaans en al hulle soldate in die see is, toe maak die see toe en hulle verdrink almal in die see. En al die nasies was bang vir hierdie Israeliete, wie se God sulke verskriklike goed kan doen. Maar nou ja, geestelike amnesie is vergeetachtigheid, fancy woord vir vergeetachtigheid, is 'n dodelike siekte vir almal van ons. Veral ook vir kinders van die Here. Is hierdie vergeet van wat God gister gedoen het, een van die dodelikste goed in ons geloofslewe, in ons wandel met die Here. Dat wat ons vergeet van die groot dinge wat God gister en eergister en laas jaar en 10 jaar terug vir ons gedoen het, toe ons toestryd en probleme gehad het. Israel se reaksie op hulle wonderbaarlike verlossing uit Egipte is nie hoofsaaklik lofprysing, aanbidding en heelhartige vertroue op die Here. Dit verstom my. Want ek bedoel, dit moet 'n groot ding wees. As al hierdie verskriklike goed gebeur en niks gebeur met die Israeliete, dit gebeur net met die Egiptenare. Dit moet 'n aangrypende ding wees. As die see voor jou oopgaan en jy kan deur hom stap sonder dat 'n druppel op jou spat. En agter jou toemaak en jou vyand doodmaak. Maar ons vind nie dat Israel besig is terwyl hulle daar deur die woestyn trek met lofprysing en lofsange en die Here groot maak met koordans en jabula en so meer nie. Wat ons sien is elke 2 minute moan hulle. Daar was nog 'n hele klomp mense, Israel, as julle nou lees, dan sal julle sien, hulle name was Mona en Mouner. Mona was die vrou en Mouner was die man. Daar's nie lofprysing nie, daar's net ontevredenheid. Gou vergeet die absoluut bonatuurlike werke wat God gedoen het. So in plaas daarvan om met lofprysing te reageer, het Israel net gebrom en gemor en hulle brom en grom en murmureer en stry met Moses en stry onder mekaar. Okay, kom ons sê. In plaas daarvan dat Israel met lofprysing reageer, het Israel met gebrom en gemor met mekaar gestry en met Moses. In plaas daarvan om God te loof en te prys, het die Suid-Afrikaanse Christene gemor en gebrom en gegrom en gekla oor die regering en onder mekaar gestry. Selfs dat okay. Ek net geen antwoord nie. En lees bietjie julle WhatsApp, en lees bietjie julle Facebook, en lees bietjie julle sosiale media, en lees bietjie die koerante, dan selfs ons weet. Moses, ons het nie water nie. Klink dit bekend? Moses, wie het jou ons baas gemaak? Okay. Moses, ek het al blaas onder my voete vir al die loop. Ons moet nog 'n bietjie stop en rus. Klink dit bekend? Moses, hoe ver nog? Dat my dink aan Ashton as 'n mens om huis te bring, of as ons hom terug wat huis toe. Oupa, Rafa, hoe ver is dit nog? How far is it still? Oupa, are we there yet? Moses, is ons al daar? Jy sien, as jy dit lees, dan sien jy, amnesie het eintlik so vinnig
ingetree en Israel se harte absoluut verblind, want dit is wat gebeur. Geestelike vergeetachtigheid verblind jou hart sodat jy, wanneer jy stryd en probleme het, jy nie meer onthou wat God eergister gedoen het. Hulle het vergeet van God se genade en hulle het vergeet van God se bonatuurlike verlossing en net bly kla en net bly murmureer. En hierdie, ek noem dit maar geestelike amnesie. Ons vergeet God se verlossing, ons vergeet God se voorsiening. Dis 'n dodelike siekte, dis 'n dodelike ding vir ons as kinders van die Here. Sien, die meeste mense van Israel, kort nadat hulle hierdie ondenkbare wonderwerke beleef en gesien het, en eintlik terwyl hulle sakke nog vol was van die skatte en goed wat hulle uit Egipte uitgevat het, want onthou, die Here het vir hulle gesê, hulle moet van die Egiptenare se goed vat, hulle juwele en hulle goed, hulle gebruikersware, al die goeders, sakke vol van al hierdie rykdom en goed wat die Here vir hulle gegee het, brom en mor hulle, omdat daar nou nie eintlik 5 ster verblyf is in die woestyn. Dit was 'n gebrom, omdat hulle hoofpyn gehad het, of lae bloedsuiker gehad het, en dit was 'n gekla oor alles in ongeloof, elke dingetjie, jy weet. Dit is 'n hart wat baie keer sê, ek dink ek weet beter as wat God weet, want wat gaan hier aan? Dit sou beter wees vir ons om in Egipte te bly by die vleispotte van Egipte as om hier in die woestyn te kom staan. Want hulle vergeet, toe dit begin bietjie swaar gaan, het hulle vergeet hoe God in staat is om bonatuurlik te verlos. Broers, susters, waarom kla ons so maklik? Al wil ons Israel eintlik hier aanspreek en wil 'n mens Israel lekker kapittel daaroor. Moet ons eerlik wees en sê dat ons harte is dikwels, meeste van die tyd, maar net soos hulle sit. Waar is die kos, liefie? Is dit alweer leftovers? Is dit weer net manna en kwartels? Kom as jy huis alweer vuil. Kyk hoe vuil is jou klere. Wat het jy nou weer op dit gemors? Hallo? Die mense by die werk is 'n klomp onaangename mense en hulle skinder nie. Julle stil vermoed. My man is nie lief vir my nie. Hy sê nie vir my baie, hy is nie vir my nie. Hy het lanklaas vir my 'n rose gegee. Ek onthou een tyd, 'n jong dame, sy het met 'n ouetjie uitgegaan en toe maak sy nou met hom uit. En hulle kom praat met my en ek kom agter, maar die ouetjie het nie, bring nie vir haar elke dag 'n bos blomme nie. En daarom voel sy, hy is nie lief vir haar nie. So, dis vir hulle wat bosse blomme koop sal weet, dit is nog hulle nie altyd 'n goedkoop ding nie. So om elke dag 'n bosie blomme aan te dra en jy's 'n jong mannetjie wat nog nie vir groot salaris werk nie, dit is duur om vir die meisie elke keer blomme te gee. Maar ek is nie tevrede nie, want hy bring nie blomme. Of die ander, ek het nie genoeg geld nie, ons is altyd maar daar, is dit nie so nie? Wie van julle voel julle het meer as genoeg geld? Oh, dankie. As dan 'n paar, die ander van ons wil almal ons kan nog meer hê. Ek moet luister. Brom en mor en ondankbaar. Is dit nie eintlik die hart se reaksie op omstandighede nie? Dit is eintlik die hart se reaksie teenoor God. Ons brom en ons mor nie oor die omstandighede nie. Dis ons reaksie eintlik teenoor God. As ons begin ontevrede is en kla oor alles, is dit ons is ontevrede oor God, want dit is wat Israel gedoen het. God het vir hulle voorsien in die woestyn, maar hulle was ontevrede daarmee. So, Israel het gebrom terwyl hulle slawe was, onthou julle. Toe hulle moes stene maak vir die Israeliete en vir die Egiptenare. Hulle het gebrom daaroor. Nou brom hulle toe Moses op die toneel verskyn en hulle
uit die woestyn uitlei. Hulle brom steeds terwyl hulle veilig in die woestyn loop met 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom in die dag. Hulle brom en hulle raas, want die plek waar hulle bevind is nie hulle wense nie, hulle harte is net opstandig die hele tyd. Dan is die water nie na smaak nie, dan is die kos nie na smaak. Geld dieselfde nie maar vir jou en my nie. 'n Hart wat dankbaar is nie afhanklik van 'n banksaldo, die dokter se diagnose of die lof wat jy kry by jou werk of die goed wat jy doen nie. 'n Hart wat vol is met dankbaarheid teenoor die goedheid en die guns van die Here is die een wat brom en grom ten spyte van wat met 'n mens ook al gebeur. Ondankbaarheid en 'n gebrom ongeag van die omstandighede, selfs as dit moeilik gaan, weerspieël wat eintlik werklik in jou hart is. Kan ek jou sê, as mense brom, grom, kla, gedurig ontevrede is, weerspieël meer van 'n gesindheid van sonde as die een van die kind van die Here. Geestelike amnesie is 'n dodelike siekte wat jou geloof en jou blydskap bedreig meer as wat kanker jou blydskap en jou lewe kan bedreig. Geestelike vergeet. Dit dring deur tot in die diepste van jou wese, jou hart, en dit verrot jou want jy's hierdie bitter, ontevrede mens wat met niks in die lewe tevrede is. Dis skrikwekkend, ons sien dit elke dag tussen ons. Mense wat met niks tevrede is nie, mense wat met alles fout vind, mense wat met alles ontevrede is. My broer, my suster, wat is die antwoord? Wat sou die medisyne dan vir die siel wees, as ek dit so kan beskryf? Hoe kan jy jouself dan beskerm teen hierdie vergeetachtigheid, wat jy vergeet hoe goed God vir jou is, en hoe dat jy dan bitter word, en hoe dat dit jou lewe verwoes en vernietig? Hoe kan jy die kanker, hierdie geestelike ding, wat dreig om jou blydskap en jou geloof vernietig, hoe kan jy dit uitroei? Hoe kan jy teen dit kom? Dit is eintlik heel eenvoudig. Onthou wat God vir jou gedoen het. Weet jy, dit is vir my kosbaar. En veral ook onthou, toe die Israeliete deur die Jordaanrivier getrek het. Die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het 'n klippilaar gebou. 'n Stapel klippe neergesit. En die doel was, hulle sê, as julle ooit daar verby trek en verby beweeg, julle en julle kinders na hulle en as hulle daardie klippe sien, laat hulle altyd onthou die goed wat God gedoen het. Ons onthou nadat Abraham van God ontmoet het, het hy ook 'n pilaar met klippe gebou en 'n offer gebring om te onthou wat God gedoen het. Nadat Jakob met God geworstel het, het hy ook 'n klipaltaar gebou en hy die plek Bethel genoem, 'n plek waar hy met God ontmoet het. Hoekom? Sodat hy kan onthou die groot en mooi dinge wat God gedoen het. Die beste manier vir jou om nie afgetrek te word deur negativiteit en 'n gebrom en 'n gemor en 'n gegrom nie, is om te onthou die kere wat God vir jou voorsien het, die kere wat God bonatuurlik in jou lewe ingegryp het. Dit is so eenvoudig soos dit. Onthou God se genade, onthou God se verlossing in jou lewe. Dit maak jou vas. Eksodus 16 vers 32 lees. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte. Dit is die manna wat hulle elke dag opgetel het. 'n gomer, 'n houer vol. Daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek, dis hoofletters die Here, julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte gelei het, sodat hulle kan onthou die brood wat God gegee het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin en sit dit voor die aangesig van die Here neer,
om dit vir julle geslagte te bewaar, sodat julle altyd kan onthou, elke dag het die Here voorsien. Jesus leer vir ons baie jare later saam, in sy gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood. Het die Here dan nie elke dag brood gegee, en dit was vars brood. Elke dag moes hulle vars, nuwe, skoon manna optel. Nie ou manna van 2-3 dae terug nie. Elke dag vars brood. Is dit nie 'n wonderwerk? Ons sien 2 wonderwerke. Die eerste is vir 40 jaar lang, elke dag gee God manna uit die hemel om sy volk kos te gee. Hy gee hulle hul daaglikse brood, alles wat hulle nodig het. En tweedens is die manna in die kruik het nooit sleg geword soos die ander manna wat hulle opgetel het. Daar's 'n tweede wonderwerk. Die manna wat opgetel is en in die kruik geberg is, in die teenwoordigheid van God, het nooit sleg geword. Maar die ander, as 'n ou meer as een dag sin opgetel het die tweede dag sin sleg geword. Jy moes elke dag vars optel. Daar is seker ook baie lesse in dit. Eksodus 16 vers 20. Kom ons dan sien, maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit het bederwe. Daarom het Moses vir hulle kwaad geword, omdat hulle nie na die Here geluister het nie. Hoekom? Omdat hulle teenoor nie die Here vertrou het, dat die Here môre sal voorsien. Die kruik met manna wat Aaron moes vat, het een doel gehad, en dit moes altyd Israel herinner, aan dat die Here het voorsien. Hy het vir hulle voorsien toe hulle uit Egipte is. En hy sal vir hulle voorsien in die woestyn, en hy sal vir hulle voorsien in die beloofde land. So wat ons moet doen is, ons moet op 'n plek kom wat ons onthou. Dieselfde ding geld vir ons. As jy geneig is om te brom oor jou lewe en jou omstandighede, kan ek jou sê, God wil jou liewer vandag herinner aan sy genade en sy verlossing en sy voorsiening. En ek wil hê jy moet weer terugdink aan die kere wat dit moeilik was in jou lewe en God vir jou uitkoms gegee het en vir jou voorsiening. Dink so 'n bietjie daaraan. Onthou die prentjie daarvan. Laat dit wees soos die kruik met manna wat in die allerheiligdom in geberg is. Dink so 'n bietjie aan wat het God gedoen? Wat was jou krisis? Wat het jy gedink? Hoe gaan die lewe eindig? Want die Israeliete het gedink, wel, daar's nou nie meer water en hulle gaan almal omkom van die dors. Toe voorsien die Here water uit 'n rots. Kry die prentjie van Moses wat met sy staf op die rots staan en die water wat daaruit begin loop. Neem 'n keer 'n oomblik en reflekteer oor jou lewe. Die oomblik toe die Here jou beskerm het, toe jy besig was om jou lewe te verongeluk. Dink so 'n bietjie daaraan. Kere wat jy besig was om so solidly droog te maak en God jou bewaar het van jou eie onkunde en jou eie dwaasheid. Onthou die kere toe God in sy genade jou in 'n huis laat groot word het waar die Here gedien is. Baie van julle het groot geword in 'n huis waar julle ouers julle gewys het hoe om die Here te dien. Is dit nie genade nie? Onthou die tyd toe die Here jou wakker geskit het, toe jy in aaklige sonde vasgevang was. En die Here het vir jou gesê, want jy kan nie so aangaan nie. Bekeer jou, kom keer terug na my toe. Onthou die keer wat jy ongedeerd uit 'n motorongeluk gestap het. Hallo? Was jy al in 'n motorongeluk, wat hulle na die tyd gewonder het, hoe kon jy nou sonder besering daar uitstap? Ek was in so 'n. Onthou hoe jou ma, jou suster, jou broer, jou pa, 'n vriend, 'n vriendin, 'n verskriklike siekte oorleef het, toe almal gebid het. Hallo. Onthou, kan ek jou sê, dink aan die leiers, die mentors wat die Here jou gegee het, pastore, dominees, mense in die gemeente wat mentors in jou lewe was, wat jou leiding gegee het. Ek het gister toevallig een van my mentors raakgeloop weer in Middelburg.
Die wat hom ken, pastoor Hans Henning. Ek en hy staan en praat, hy is nou al 20 jaar afgetree. En ek onthou hom, hy is een van my mentors. Hy was die pastoor wat my hier nog kom bevestig het in die gemeente, 26 jaar terug het ek hier gekom. Onthou 'n bietjie, die geestelike reëse, wat jou geleer het oor die dinge van die Here. Onthou toe Moses vir jou gesê het, God het gesê, toe Moses die gebooie gebring het wat God gegee het. Onthou dit. Herinner jouself bietjie daaraan. Moet dit nie vergeet nie. Onthou toe die Here vir jou gesorg het toe jy werkloos was. Toe jy nie geweet het waar die volgende stukkie brood vandaan gaan kom. Onthou die keer toe God jou bonatuurlik aangeraak en gesond gemaak het. As dit vandag nie met jou goed gaan nie, gaan sit bietjie reflekteer en dink terug aan die kere wat God die skatkamers van die hemel bokant jou oopgemaak het om vir jou te voorsien. Onthou daardie onmoontlike gebedversoek wat God geantwoord het. Onthou dit 'n bietjie. Onthou jy, toe jy vir die mense gesê, bid asseblief saam met my. Ek het 'n ingryping van God nodig en God het ingegryp. Onthou daardie keer. Voordat jy mor, voordat jy brom, voordat jy weer te kere gaan. Onthou die keer toe jy niks geld gehad het en daar skielik 'n koevert met geld wat jy nodig gehad het in jou posbus verskyn. Jare terug het iemand vir my 'n bedrag geld gegee en ek het die Here se tiende gegee. En ek het die geldjie geberre want ek het nie iets gehad wat ek wou koop of wat ek wou uitgee nie. En net daarna breek my bakkie. En ek moet sy enjin laat oordoen. En die geld wat oor is presies wat ek nodig gehad het om my bakkie se enjin reg te maak. God het voorsien. Want ek sou nie geld gehad het om hom reg te maak. Maar God het voordat ek dit ook nodig gehad het, al voorsien. Jy sien, die teenmiddel vir geestelike vergeetachtigheid is om alles moontlik te doen om God se genade en God se voorsiening op te roep en te onthou in jou lewe. Daardie dag het God so gedoen. Daardie dag toe ek in so 'n probleem was, het God my gehelp. Jy sien, die feit dat jy wat 'n sondaar was en 'n vyand van God was en vandag 'n geliefde kind van die Here is 'n wonderwerk. Onthou dit, jy wat 'n sondaar was, nou gered deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Erfgenaam in Christus Jesus. So, moet nooit toelaat dat die wonderwerke wat God in jou lewe doen, die bonatuurlike wyses waarop God in jou lewe vir jou voorsien het, moet nooit toelaat dat dit vervaag en dat jy vergeet daarvan nie. Onthou. Vergeet liewer van die slegte goed. Vergeet liewer die negatiewe goed. Hou op brom en grom. Hou op om tevrede wees oor die lewe, want eintlik gaan dit met jou ongelooflik goed. Jou hele lewe spreek van 'n wonderwerk. Israel het gebrom en gegrom, dit terwyl hulle hele bestaan gepraat het van 'n wonderwerk. Moenie vergeet wat God vir jou doen. Hou daarin vas. Herinner jouself vanmôre, reflekteer daaroor te midde van jou omstandighede en leef in oorwinning. Laat toe dat die blydskap van die Here weer opkom in jou hart en jy juig en jy jubel en bly wees oor dit wat die Here tans vir jou doen. Amen.